Goeiedag, dit is 'n voorreg om weer rondom die woord saam te kan wees. Ons bid dat die Heilige Gees ons daarin sal lei. En ons gaan kyk uit Sagaria 4. En rondom die tema, is ons mensgedrewe? Gaan dit oor ons wat dinge moet doen en ons doelwitte? Is ons omstandigheidsgedrewe? Met ander woorde, dat dit wat gebeur ons lewe bepaal en dikteer, of is ons geesgedrewe? Nou, Sagaria is 'n profeet en hy tree op ongeveer hierdie 520 tot 518 voor Christus, in die tyd van die terugkeer van die ballingskap. Jy sal onthou, die Juda is in ballingskap weggevoer na Babel hier in 586, en nou, na 70 jaar, is dit by die situasie waar Babel oorwin is deur Persië, en die Persiese koning Kores gee die Israeliete nou na 70 jaar die geleentheid om terug te keer na Jerusalem. En hierdie boek is gerig aan die ballinge wat hierdie lange en moeilike tog terug na Palestina toe aanpak en onder moeilike omstandighede die tempel herbou. Nou, Sagaria sien verskillende gesigte waarmee die Here dan dinge aan die volk openbaar. En ons lees hier in 4 vanaf vers 1. Die engel wat vir my die gesigte moes uitlê, het teruggekom en my wakker gemaak, net soos 'n mens uit sy slaap wakker gemaak word. En hy het my gevra, wat sien jy? Maar hy het self voortgegaan. Ek het gesien, daar is 'n kandelaar heeltemal van goud, wat dui op God se teenwoordigheid. Boop is 'n oliebak met 7 tuite en 7 lampputte in elkeen. By die kandelaar is 2 olyfbome, een regs van die oliebak en een links. Ek vra toe vir die engel wat vir my die gesigte moes uitlê, wat beteken dit, meneer? En hy het geantwoord, weet jy nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee, meneer. Toe sê hy vir my, hier is die boodskap van die Here aan Zerubabel. En dit is die kernvers vir vandag, né? Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my gees, sê die Here, die Almagtige. Selfs die grootste berg sal voor Zerubabel gelyk te word. As Zerubabel die laaste klip van die tempel op sy plek sit, sal die mense roep, mooi, mooi. Daarna kom die woord van die Here tot my, Zerubabel se hande het hierdie tempel se fondamente gelê, sy hande sal dit klaar bou. Dan sal hulle weet dat die Here, die Almagtige, my na julle toe gestuur het. Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Die mense sal bly wees wanneer hulle sien Zerubabel gaan aan met die bouwerk. Daardie 7 oë op die klip voor Joshua is die oë van die Here wat oor die hele wêreld kyk. Toe vra ek vir die engel, wat beteken daardie 2 olyfbome weerskant van die kandelaar? Verder het ek ook vir hom gevra, wat beteken die 2 bondel olyftakkies langs die 2 goue pype waaruit die goudkleurige olie stroom? Hy het vir my gesê, weet jy nie wat dit beteken nie? En ek het gesê, nee, meneer. Toe sê hy, dit is die 2 gesalfdes wat in diens staan van hom aan wie die hele aarde behoort. Wat dan nou dui op Zerubabel en Yeshua, die hoëpriester. Is nou al einde Januarie, maar net die vraag, wat gaan jy vermag in 2026? Wat gaan jy doen in 2026 in jou beroep, in jou gesin, dalk in jou studielewe, in jou persoonlike lewe, in die gemeente waar jy is? Wat gaan jy bereik? Wat gaan jy doen? Wat is jou ambisie? Wat is jou doelwitte en jou strategie? Ja, ons moet dit vra, maar dit is die boodskap van Sagaria 4. Trek in die spane en span die seile. Trek in die spane van eie ek en ek sal en span die seile voor die gees van God wat jou lei op sy pad. Dit is baie keer so anders, en dit was moeilik vir ons, né? Want ek wil roei, ek wil die spane van my lewensbootjie vashou, ek wil die rigting en die tempo vir my lewe wil ek bepaal. Ek wil keer dat hartseer oor mense kom en oor my mense kom. Ek wil my besigheid laat slaag. Ek wil antwoorde hê op die hoekom vra in die lewe, die hoekom vra in die lewe en die hoekom vra in my lewe. Ek wil dinge laat regloop in my gesin, my werk, my omgewing. Ek wil in beheer wees. Ek sal daardie sonde oorwin. Ek. Trek in die spane en span die seile voor die leiding van die Heilige Gees, want nie met krag en mag sal jy slaag nie, maar deur my gees, sê die Here. Natuurlik niks verkeerd om dinge te wil keer en te verander. Ons het 'n roeping in die wêreld, jy's as kinders van God. Niks verkeerd om doelwitte te stel nie, maar so dikwels gaan dit oor ek sal met krag en mag
beheer, reguleer en my vermoëns is waarop ek my vertroue stel. Ja, ons het as mense, maar tog maar hierdie behoefte om in hierdie onseker wêreld, wat in hierdie sekere wêreld lewe, het ek hierdie behoefte om met krag, vernuf, my talente, my vermoëns, die middele, my finansies te beheer, te regeer en dinge te verander. Maar die punt is, die werklikheid is, ons kan nie die lewe beheer en sê, dit sal so en so gebeur nie. Die lewe is nie ons in om te bepaal nie. Die lewe is nie ons in om te beheer nie. Die antwoord op al die waarom vrae is nie altyd in ons vermoë om uit te redeneer nie. Nee, dit gaan oor God. Efesiërs 1 sê, vers 10, God wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Hy bepaal, nie die mens. Prediker 8, dit staan daar, hy die mens, waarvan gepraat word, hy die mens, weet nie wat sal gebeur nie. Wie kan vir hom sê hoe dit sal wees? Of Job 42, nou weet ek dat u tot alles in staat is en dat u kan uitvoer wat u besluit. Wie is dit wat u bedoelinge wou dwarsboom, sonder dat hy insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie. U wonderdade was te groot vir my. Ek het dit nie verstaan nie. Of dan hier in ons teksverse, nie met krag en mag sal jy slaag nie. Nie met menslike krag en mag sal jy slaag nie. Maar deur my gees, sê die Here. Dis nie ons afdeling om as mense alles te beheer en te regeer en die antwoorde te hê. Ons moet ons plaas onder die leiding van die Gees en vaar onder die Gees se rigting en se krag. En daarom is dit dalk vir vandag ook vir jou en my lewe 'n tyd om die spane van eie ek in te trek. Die spane in te trek van ek wil in beheer wees, ek moet weet hoekom, ek sal dit keer, ek sal die omstandighede verander, ek sal rigting en spoed bepaal. En die spane intrek waarop ek staan. En as hier ook die volk keer terug uit ballingskap waar hulle by die tempel herbou, dis die konteks van hierdie gedeelte. En as hulle terugkom, dan is die mense wat agtergebly het, wat nie in ballingskap weggevoer is, het met die heidene nasies ondertrou. En hulle het eintlik ook teenoor afvallig geraak van God, deurdat hulle nou met die heidene nasies ondertrou het. En hulle is baie vyandig gesind teenoor die bouery. Verder sit hulle ook in die situasie dat daar mense was wat by koning Kores gaan beswaar maak het oor die bou van die tempel. Hulle het eintlik maar stories by die koning gaan aandra oor die ballinge wat die tempel wil herbou en eintlik maar in 'n rebellie teen hulle wil kom. So dit lyk of hier is, wanneer hulle hier terugkom en die tempel moet herbou, is dit menslik moeilik om hierdie tempel te herbou. Die mens, sê die Babel, die goudeer, kry nie die omstandighede gereguleer nie en hy kry nie dit so beheer dat die projek vlot verloop. En is juis wanneer menslik gesien die dinge moeilik is en die motivering laag is, dan sê die Here, nie met krag en mag sal jy slaag nie, maar deur my Gees. Nie met menslike pogings nie, maar deur my Gees, sê die Here. Span die seile voor die Gees van God om in die krag van die Heilige Gees, onder leiding van die Heilige Gees, die taak te voltooi. Ook in my en jou lewe is dit tyd om die seile te span. Jy is dalk ook vandag om die seile te span voor die leiding van die Gees, met ander woorde om te gaan waar die windstrome van God se lewensplan jou lei. Seile te span om te vaar in die windstrome van God se wil, om deel te wees van dit wat God doen en nie God probeer indwing in dit wat ek wil doen, om dit wat ek doen te seën nie. Ek is deel van sy plan en ons gaan in sy krag hierdie lewe leef. Ja, ons is deel van sy span, waar hy die leier en die rigting bepaler is. Hoekom? Omdat hy alleen die Almagtige is, soos dit staan in vers 6. Die Here is die God van die leerskare. Hy het alle mag in sy hand. Hy is God en ek is nie. Maar ook omdat hy naby sy volk is en alles weet. Jy as die verklarer sê dat die kandelaar, vers 2, is teken van die Here se teenwoordigheid en die 49 lampe as teken van die oë van God wat alles sien en alles weet. Hy is daar waar sy volk is en hy sien inderdaad alles. Hy is nie ver weg nie. Met ander woorde, die Here God wat almagtig is, wat alles in sy hand hou,
maar hy wat ook naby ons is, wat ons ken, wat ons Vader is. Ons kan hom vertrou met ons lewe. Ons kan ons veilig laat lei deur die Heilige Gees. Hy sal ons bring waar ons eintlik moet wees, nie altyd waar ons dink ons moet wees nie, of waar ons wil wees nie. Hy sal ons bring waar ons moet wees. Ons is veilig in sy hande, al gaan ons deur moeilike tye. En dan weet ons ook dat die tempel is voltooi in die jaar 515 voor Christus. Die Here se werk hang nie van mense af of moeilike omstandighede wat dit keer. Dit is deur God se Gees dat hulle slaag. Wat beteken nou ons moet op 'n handjie sit en wag en wat ook al gebeur, en dis God wat net sal doen en ons word maar net rondgeskuif. Nee, verseker jy, as jy binne jou verhouding met God het jy sekere verantwoordelikhede, maar jou verantwoordelikheid is nie om te beheer en te reguleer nie, maar om verantwoordelikheid te vat vir die verantwoordelikheid wat die Here jou gee binne die situasie. Verantwoordelikheid te vat vir die roeping wat die Here jou gee binne die situasie, alhoewel die situasie en die lewe en die verloop van die lewe en die verloop van my lewe is in sy hand. Hy bepaal dit. 4 kort gedagtes. In eerste plek, voorhand liggende. Leef in jou verhouding met God. In die beeld van trek in die span die seile. Sorg dat jy 'n seilboot is. As jy nie 'n seilboot is, sal die wind jou nie help. As jy nie 'n kind van God is nie, dan sal jy nie die Gees van God ken en deur die Gees van God lewe en daardeur gelei word. 1 Korintiërs 2 sê juist, die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Ons sien in die gedeelte sê die Babel se verhouding met God en sy indienswees van God word veronderstel. Juist daar in vers 12 en 14 waar sê die Babel en Yeshua die hoëpriester genoem word, die gesalfdes van die Here, die gesalfdes wat in die diens van God staan, binne 'n verhouding hulle roeping en hulle dienswerk wat hulle verrig. Met ander woorde, ons moet in 'n geloofsverhouding met God leef. Nuwe Testament konteks om in God se genade in Christus wat gekom het, wat vir ons sondes betaal het aan die kruis, wat opgestaan het uit die dood, wat die oorwinning behaal het, om hom in die geloof te omhels, deur so in 'n verhouding met God te kan staan en 'n woonplek van die Heilige Gees te kan wees. Kind van God is tempel van die Heilige Gees. En dan ook, as hierdie rede vir jou kindskap, want dis die eerste ding, is ek moet in 'n verhouding met God wees, en ek kom verhouding met God deur geloofsomhelsing van dit wat Christus gedoen het. As die rede vir jou kindskap begin met enigiets in die eerste persoon, dan sal dit altyd maar onseker en eintlik betekenisloos. Ek het dit gedoen, ek het dit behaal, ek is deel van so 'n kerk, ek het nie 'n te vreeslike slegte lewe nie. As die rede vir jou kindskap met die eerste persoon begin, dan is jy nie moeilikheid. Die rede vir jou kindskap begin altyd met die derde persoon, want hy het my so lief gehad. Hy het vir my kom sterf. Hy het die dood oorwin. Hy het my deur sy Gees geloof gegee, waarom ek hom in die genade, waarmee ek sy genade kan ontvang. Ons gaan ook volgende week meer kyk na wat dit presies behels, hoe om 'n kind van God te word en 'n kind van God te wees. Maar eerstens dus, ek moet in die beeld wat gebruik word, ek moet 'n seilboot wees, ek moet kind van God wees, ek moet tempel van die Heilige Gees lees, 1 Korintiërs 3, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, Galasiërs 2 vers 20. Maar tweedens, ek moet die windstrome van God se Gees ken om te kan seil. En hoe ken ek die windstrome van God se wil en plan en leiding van die Heilige Gees? Hoe weet ek wat is God se leiding in 'n bepaalde situasie? Hoe kan ek sensitief wees vir die leiding van die Heilige Gees? Ons ken die windstrome van God se wil en plan deur God meer en meer dit te ken. Dis nie maar net 'n klomp stappies en dan spoeg die antwoord uit van dis God se wil. Om God se wil te leer ken, om sensitief wees vir die Heilige Gees, is om al hoe meer God beter te leer ken. En hoe leer ken ek God? In die eerste plek deur sy woord. Tyd te spandeer in die woord, dieper te delf en dit toe te eien, te verstaan wat God sê en openbaar, in gebed voor hom te leef, in gebed my afhanklikheid voor hom te bely. Genoeg stil raak by God, om regtig te groei in 'n ken-belewenis verhouding met God. So kan ons God se wil leer ken. Efesiërs 5 vers 17 sê, moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat jy moet doen.
En wat die Here wil hê jy moet doen, hoor jy alleen maar by hom, deur sy Gees, deur die woord, in verhouding met hom. Hoe meer ons die windstrome van God se wil leer ken en die leiding van die Gees kan onderskei, hoe meer kan ons seile span na die wind van God se plan vir ons lewe. Hoe meer voel ons daardie sagte druk en stuur van die Gees van God om ons te lei in 'n bepaalde rigting. God se wil is nie 'n geheimenis of iets onkenbaars of iets van 'n misterie nie. Dis nie vaag, 'n veraf doelwit vir eendag wat ek nooit by sal kom nie. Nie ons kan, mag en moet God se wil vir ons lewens ken, sodat ons vaar in sy lewensstrome. Ons het die verantwoordelikheid om onder leiding van die Heilige Gees God se wil te soek en te onderskei deur woord en gebed en dit te volg. Om te volg waar die Here ons lei. Wat is God se plan vir jou lewe en God se roeping vir jou lewe? Dis wat ons moet hoor by die Here self. En ons moet een tree agter die Here bly, hoe hy ons ook al lei. 'n derde gedagte. Sorg dat jou seile waarmee jy moet seil onder leiding van die Gees, die windstrome van die Gees van God, nie vol skere is nie. Seile vol skere kan nie werklik vaar op die wind van God se krag nie. En ongehoorsaamheid aan dit wat God sê is eintlik soos messe wat gate in die seile sny waarmee ons moet seil. Wanneer ek volhard in sonde, skeer ek daardie gate net groter en groter. Ek kom nie verder in my geloofspad nie, want my seile is geskeur. En daarom moet ek afhandel met daardie sonde wat diep skere in my seile gesny het. Dis eers ook in die agtergrond in die konteks van hierdie gedeelte wat ons gelees het, is hoekom hulle oorspronklik weg is in ballingskap as gevolg van 'n sonde. En dat hulle in hulle sonde in ballingskap en ja, nou bring die Here terug en genees hulle van daai sonde en nou bou hulle dit op. Maar sonde trek jou weg van God se plan en van God af. Sonde vertroebel jou visie van God se wil. Hulle verloor hulle visie van wie hulle eintlik is, naamlik volk van God, wat tot eer van God moet lewe. Ja, met ons moet net keer dat daar skeer in ons seile kom, geestelike seile kom nie, maar ook die gate wat daar reeds is as gevolg van sonde regmaak. Met ons sonde en mislukkings van die verlede na God toe gaan, om deur hom heel gemaak te word. By hom, nie eie pogings nie, alleen maar by hom is daar genade en heelmaking. Ons kan nie die verlede verander. Ons kan nie die verlede verander nie. Maar ons kan vergifnis ontvang van God en in die Here en die toekoms anders lewe onder God se genade en liefde lewe volgens sy wil. 'n vierde ding, laaste ding. Ons moenie sê ons seile is te klein nie. Moenie sê vandag se treetjie in die geloof en in my verhouding met God is betekenisloos, want is so klein treetjie, daar's so min vordering. Moenie jou bydra binne die groter geheel, binne die koninkryk van God minag nie. Moenie sê my seilboot is te klein om deel te wees aan die lewensstrome van die Gees van God. Moenie die volgende tree in die regte rigting gering ag nie. Moenie jou skynbare klein opdrag wat jy sien en roeping wat jy het, nie doen nie. Want die Here sê in vers 10, moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. 'n Klein en stadige begin van Zerubabel loop uiteindelik uit op die voltooiing van die tempel in 1515. God volvoer sy plan, tree vir tree, met nietige mense, as deel van sy plan. Ons moet gehoorsaam wees, om die deeltjie wat hy aan jou toevertrou, getrou en met oorgawe te doen. Al is die eindprentjie nie so duidelik. Ons moet tree vir tree volg, waar die Here ons lei, al is ons nie presies seker waar die pad gaan eindig. Wanneer ons vanuit ons verhouding, wat ons met God het, tree vir tree doen wat God van ons vra, gee wat ons het, doen wat ons moet. Dis dan, wanneer ons sien dat 'n skare gevoed word met 5 brode en 2 visse. As ons 5 brode en 2 visse gee, dan is ons deel van God se plan, waar hy 'n skare mee voed. Pad saam met die Here behels treetjie vir treetjie volg, waar die Here jou lei. Treetjie vir tree gehoorsaam, waar hy jou vat. Dit is wat jy elke dag volhardend doen, wat jou verder bring as net die eenmalige groot sprong wat jy wil gee. Elke dag
volhardend die volgende tree saam met God. Hy is jou herder, hy lei jou dag vir dag. Sluit af. Trek in die spane van ek, my mag en my krag by beheer. Trek in die spane, span die seile om onder leiding van die Gees, die Gees se strome, in afhanklikheid van God, in sy krag, volgens sy plan, jou lewe te leef. Want so, in die windstrome van die Gees van God, word 'n skynbaar nietige lewe, word 'n ewigheidslewe. Word 'n lewe van 'n klein nietige mens, 'n legkaartstuk in die grootste legkaart van God se plan. Want so in die windstrome van die Gees van God word waarom vra eerder waartoe roep U my in hierdie omstandighede. Word ek wil eerder laat U wil geskied. En so is die lewe nie 'n worstelstryd om te roei teen die strome van die lewe nie, maar 'n lewensreis gelei deur God wat ewigheidsbetekenis het. Trek in die spane, span die seile, laat ons vaar op die windstrome van die Gees van God. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons bely dat U God is, die Almagtige, die Ewige, wat die lewe in die hand hou. Here, en ons is opgewonde om net in die arms in te hardloop en die liefde opnuut te ervaar en op te kan kyk en te kan sê, Abba, Vader. Ons dank U, Here, dat U ons so lief het, dat U ons 'n nuwe lewe gegee het, weer in verhouding met U geplaas het. Ons dank U, Here, dat U ons deel maak van U plan en van U span. Here, ons bely tree vir tree, volg ons waar U ons lei. Ons bid vir mekaar, Here. Ons bid dat ons mag groei in ons verhouding met U. Dat ons nog duideliker U grootheid en U almag sal raak sien. En ons lewe in lyn sal bring met wie U is. Ons bid vir mekaar, Here, in elkeen se eie unieke omstandighede, waar daar dalk groot geleenthede is, of groot uitdagings, dalk hartseer, dalk moeilike besluite, dalk dinge wat innerlike spanning bring. Here, wil U ons net aanraak met U Gees, om in U naam en vanuit U genade elke dag te leef. Ons bid hierdie gebed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap, die teenwoordig wees, die begeleiding en die troos van die Heilige Gees is en bly met jou. Amen.